Graad 7, so dit skryf amper julle eerste toets. En met julle eerste toets gaan julle net breuke doen en net desimale breuke. So kom ons kyk gou. Ons begin met net die basiese goed van breuke nou weer. 'n gemengde getal is 'n getal met 'n telgetal en 'n breuk. Byvoorbeeld 2 en 1 op 2. Want dit is gemeng. Dit is 'n breuk met 'n ander gewone telgetal, so dit is gemeng. 'n onegte breuk is 'n breuk wat nie reg is nie. Hy lyk snaaks, né? Dit sal wees soos 20 op 3. Die boonste is groter as die kleinste getal, so hy is 'n onegte breuk. 'n egte breuk is wanneer die teller kleiner is as die noemer. So dit sal wees 3 op 6. En onthou, onderste noem ons 'n noemer, boonste noem ons teller, né? Kyk, kom ons kyk. So, nou vra, verander onegte breuke na 'n gemengde getal. So ons onegte breuk is een wat snaaks lyk, ons teller is groter as ons noemer, en ons wil na 'n gemengde getal verander, een met 'n telgetal en 'n breuk. Hoe doen ons dit? Baie maklik, ons deel net die onderste getal en die boonste een. So, 5 gedeeld deur 20 is 15, 25, so dit sy antwoord gaan net 4 wees. Dan, 10 gaan in 75 in 7 keer, hoeveel bly oor? 5, en ons sit daar 5 oor 10. So ons kan sien, hier het hy 'n mooi gemengde getal gemaak. 2 kan in 15 hoeveel keer? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7 keer, hoeveel bly oor? 1, so ons sit hom op 2. Dis hoe ons onegte breuk na gemengde getal verander. Ons deel net ons noemer en ons teller in. Nou, hoe om 'n gemengde getal na 'n onegte breuk te maak? So hy is 'n bietjie anders. Wat ons doen, ons maal hierdie twee. Ons maal ons telgetal met ons noemer. 3 maal 3 is 9, plus ons 2 is 11. Kyk, op 3 natuurlik. So, maal en plus. Kom ons doen ene. 2 maal 5 is 10, plus ons 4 is 14 op 5. Sien, nou het ons onegte breuk, want die teller is groter as die noemer. Kom ons kyk dan weer. 4 maal 10 is 40, plus ons 7 is 47 op 10. So maklik soos dit. Dit is hoe ons gemengde getal verander na 'n onegte breuk. Nou, ekwivalente breuke en die eenvoudigste vorm. Nou, ekwivalente breuke is breuke wat equal is. Hulle beteken dieselfde ding, maar dan word dit anders geskryf. So gewoonlik wat ons doen, ons kyk watse getal kan in albei gedeel word. Ons gebruik gewoonlik die grootste getal. So ja, 1 kan in albei gedeel word, maar ons wil nie gebruik die grootste getal. So, ons gaan 3 kan in albei ingedeel word, né? 3 gedeeld deur 3 is 1, 6 gedeeld deur 3 is 2. En dit is, hulle beteken presies dieselfde. 3/6 en 'n half is equal. Hulle is presies dieselfde as mekaar. Nou kom ons kyk, wat kan in 10 en 20 gedeel word? Ons grootste getal gaan 10 wees. So 10 gedeeld deur 10 en 20 gedeeld deur 10. Dit 10 gedeeld deur 10 is 1, 20 gedeeld deur 10 is 2. Kom ons kyk. Hierso ons sy ekwivalensie maatjie op 'n pas wat presies dieselfde beteken. Wat kan hier altyd gedeel word? 9 is ons grootste getal. 9 gedeeld deur 9 is 1 en 18 gedeeld deur 9 is 2. Daar is nog 'n voorbeeld wat 'n mens beteken 'n 1 op 'n 2 kry en hulle vra wat sy ekwivalent, dan maal jy sommer net met 2. So 1 maal 2 is 2 en 2 maal 2 is 4. Dan is dit sy maatjie. So as jy ooit 'n 1 op 'n getal kry, maal net met 2. Ook byvoorbeeld 1 op 3 maal met 2 is gelyk aan 2 op 6. Kijk, nou, eenvoudigste vorm
is wanneer hy so eenvoudig as moontlik is. Soos hierso, ons het ook so eenvoudig as moontlik gemaak, want ons het deur die grootste getal gedeel. Nou is dit presies dieselfde hierso. Wat kan in 3 en in 9 ingaan? Die grootste getal is 3. So ons deel deur 3, gedeel deur 3, so dit is 1 op 3. Wat is die grootste getal wat daarin kan gaan? 5. So ons deel deur 5, gedeel deur 5, en dit is 1 op 3, want 15. En dan, hierso, wat is ons grootste getal wat in altoe kan ingaan, is 7. So 7 gedeel deur 7 is 1, 7 gedeel deur 28 is 7, 14, 21, 28, 4. En dit is hoe ons enige breed na sy eenvoudigste vorm wat is om 'n getal te kry dat in altoe kan indeel, maar die grootste getal, daarom is gebruik die kleinste getal nie, want dan gaan hy ons weer met eenvoudig en weer met eenvoudig, vereenvoudig, want dit is dan nog steeds 'n groot breek. Kom ons kyk. Optelling en aftrekking van breuke. Nou, wanneer ons noemers dieselfde is, dan kan ons dit net so gebruik. Wanneer ons noemers nie dieselfde is, moet ons dit dieselfde gaan maak. Maar hierso kan ons sien, ons noemers by altyd voorbeeld is dieselfde, so ons kan net gaan plus of minus. Maar, ons eerste reël is, ons moet ons gemengde getalle verander na 'n onegte breuk. Hoe doen ons dit? 1 maal 6 is 6, plus ons 3 is 9 op 6. Nou kan ons die som doen, want dit is baie maklik om mee te werk. So, 9 plus 2 is 11 op 6. Ons plus nie die noemers, ons plus net die bodemse getalle. Maar, ons wil nie sê, ons wil hom in sy eenvoudigste vorm hê. So, ons deel deur 6 gedeel deur 11 is 6. So, hy gaan 1 keer in, 6. En hoeveel bly oor? 5 op 6. En dit is sy eenvoudigste vorm. Kom ons kyk na dele. Weereens, ons noemers dieselfde, so ons hoef dit nie te verander nie. Maar, ons het 2 gemengde getalle wat ons moet verander na onegte breuk. 3 maal 4 is 4, 8, 12. Plus ons 3 is 15 op 4. En ons sien hier op ons ook 'n gemengde getal. 6 maal 4 is 6, 12, 18, 24. Plus ons 2 is 26 op 4. Nou kan ons gaan minus. 15 minus 26. Jy kan dit gaan neerskryf, as jy wil, net om seker te maak, moet gaan werk eerder uit, anders maak jy 'n simpel foutjies. 5, 6 minus 5 is 1, 1 minus 2 is 1. So dit is 11 op 4. Nou het ons weer eens onegte breek, ons wil hom vereenvoudig, ons wil hom in sy eenvoudigste vorm hê. 4 gedeel deur 11 is 4, 8, hy gaan 2 keer in. Hoeveel bly oor? 3 op 4. So maklik soos dit. Jy moet net jou stappies gaan leer en oefen 'n paar sodat jy dit kan regkry. Kom ons kyk nou na die laaste deel. Nog nie die laaste deel nie. Vermenigvuldiging van breuke. Nou dis lekker, want ons hoef nie om te gee op hulle noemers dieselfde is nie, ons kan net maak. So kom ons begin met dele. As ons 'n heel getal het, dan moet ons hom op 1 sit, sodat ons die 2 kan maak. So, 2 op 3, maal 7 op 1, dan is dit 2 maal 7 is 14, 3 maal 1 is 3, en hoeveel keer, dan is ons weer vereenvoudig, want ons moet altyd vereenvoudig. 3 gaan in 14 in, 3, 6, 9, 12, 4 keer, hoeveel bly oor? 2 op 3. Sy. Dan, hierdie ene kan ons net so gaan maak. So hy is net maklik, ons het nie enige gemengde getalle nie, ons het nie enige heel getalle of telgetalle nie. Ons kan net gaan maak. 3 maal 7 is 21. 2 maal 6 is 12. Kijk, hier is nog nie ons eenvoudigste vorm nie, so ons vereenvoudig. 12 gaan in 21 in. 1 keer, en dan hoeveel bly oor? 9 op 12. Sy. Nou, gaan ons desimale breuke doen. Ek het hierso gaan neerskryf.
wat alles beteken in 'n desimale breek. So ons 7 is 'n 1, hy word gesien as 1, hy is voor die komma, hy is 'n 1. Ons 2 aan die ander kant van die komma gaan dan nie ook 1, dit sê ons begin dan by 10. So 1, 10, honderdstes, so ons 3 is 'n honderdste, 10, honderdstes en duisendstes. Maar solank hulle vir my kan onthou, die 7, die getal voor die komma is die 1, die getal, die eerste desimale getal na die komma is 10. Dit is 'n bietjie deur mekaar, maar dit is dan maklik om te onthou. Kom ons kyk nou. Hulle vra vir ons verander die breuke na desimale breuke. Die maklikste om dit te doen, jy kyk, hoeveel nulle het ek? 2. So, ek gaan my getal skryf, en dan gaan ek die komma skuif, né? So, hoeveel nulle is al? 1, 2, so ek gaan die komma 2 plekke skuif, en ons sit die komma agter, so, 1, 2, so, dit is 0,30. 0,30 het ons gewone breuk na desimale breuk te verander. Kom ons kyk hierso. Hoeveel nulle het ek? 1. So dis maklik. Ek skryf my boonste getal neer. My komma gaan 1 plek skuif. Daar kom my komma en 'n 0. So dit is 0,5. As 'n desimale breuk word dit so geskryf. Jy tel altyd net jou nulle en jy werk van agteraf met jou komma om te kyk waar jy komma gaan kom, sit jou kommaatjie daar en jy het dit klaar verander na 'n desimale breuk. Nou kyk ons na optelling en aftrekking van desimale breuke. Asseblief in die toets gaan wys vir my jou bewerking. Moenie net dit probeer in jou kop optel nie, dit gaan nie werk nie. Skryf vir my jou som. So jy gaan sê 5,26 plus 7,3 plus 4,6. Né? Jy kan nulle daar gaan insit net om dit vir jou makliker te maak. Plus, dit is 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jy dra hom oor. 4 plus 7 is 11. Plus ons enetjie is 12. Plus ons 5 is 17. So ons antwoord sal wees 17,16. So dis soos 'n gewone optel of aftreksom. Hierso ook. Ons kry 3,964 minus 2,376. En ons trek af, soos ons normaalweg aftrek. 6 kan in 4 ingaan, ons moet gaan leen, dit raak 5 en dit raak 14. 14 minus 6 is 4 en 8 bly oor. 5 minus 7, ons moet weer gaan leen. Raak 15, 15 minus 7 is 8. En dan 3, 8 minus 3 is 5. Sit ons komma daar, 2. 3 minus 2 is 1, so ons antwoord is 1,588. Kijk, en ons laaste een wat ons gaan doen, is ons laaste is vermenigvuldiging en die deling van desimale breuke. Nou in die toets gaan ek vra dat julle die pyltjie metode gebruik en julle weet daarvan, ek het met julle gepraat oor in klas en dat julle dit neerskryf is wat jy die pyltjie maak om jou komma te skryf. Nou met maal weet ons komma gaan regs. Met deel weet ons komma skuif links. Kyk, so kom ons kyk gou. Wat maak ons weer? 10. So dis 1 0, so ons weet ons komma gaan 1 plek regs skuif. So hy gaan hier ons komma skuif om 1 plek regs. So dit is 0,05. Goed. Hierso ook. Wat maal ons weer aan 100? Ons 2 nulle, so ons weet as ons maal, gaan dit regs skuif ons komma. So kom ons kyk. 1, 2 plekke gaan hy skuif. So, dan gaan dit 6 wees. Ons antwoord gaan net 6 wees.
As jy wil, kan jy skryf 0,0, dis reg, maar anders kan jy ook net skryf 6. As jy dit so wil skryf, sodat dit makliker is vir jou. Nou weet ons hierso, gedeel deur, skryf die komma links. So, hoeveel plekkies het ons? Ons het 'n 0, so hy skryf 1 plek links, so die komma gaan 1 plek links skryf, wat beteken, dit gaan wees 36,1. En ons laaste een, sien ons, hy het 3 nulle, so ons gaan die komma 3 plekke links skryf, so 1, 2, 3, 0,9376, so ons skryf 09376. En asseblief gebruik die pyltjie metode om vir my te wys hoe jy dit doen. En moenie net vir my die antwoord skryf, want ek gaan vir jou punt gee vir jou bewerking ook.